Goeiedag almal, welkom by Nuuspot. Dit is Maandag 27 Julie 2026 en hier volg die nuus. Advokaat Andrea Johnson, die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, het in 'n brief aan president Cyril Ramaphosa en advokaat Andy Mothibi gevra om onmiddellik uit haar pos onthef te word. Sy skryf dat sy die afgelope 5 maande ongekende aanvalle in haar persoonlike en beroepslewe moes verduur, wat uiterste reputasierisiko na haarself en die nasionale vervolgingsgesag gebring het. Haar bedankingsversoek volg op 'n moeilike verskyning voor die Madlanga-kommissie, waar sy om verskoning moes vra aan brigadier Dineo Mokwele, nadat sy toegegee het dat die saak teen haar op verkeerde inligting gebou is. Johnson, wat op die ouderdom van 55 ook aansoek gedoen het om vervroegde aftrede, het gevra dat 'n herkennisgewingstydperk kwytgeskelk word, sodat sy haar ampt binne 24 uur kan verlaat. In 'n verwante verwikkeling het die minister van Justisie en Staatskundige Ontwikkeling, Mamoloko Kubayi, besluit om by president Cyril Ramaphosa aan te beveel dat advokaat Andrea Johnson voorlopig geskort word, hangende 'n ondersoek na haar geskiktheid. Intussen het die Umkhonto weSizwe party ook geëis dat advokaat Andrea Johnson onmiddellik geskort word. Mzwanele Manyi, die party se sweep vir vrede en veiligheid, het geskryf dat die skorsing noodsaaklik is weens beweringe dat Johnson ingemeng het by 'n strafregtelike ondersoek deur die inhoud van 'n aanrandingsdossier aan generaal-majoor Firas Khan te stuur voordat sy waarskuwingsverklaring afgeneem is. Volgens Manyi het dit reeds gelei tot 'n valke-ondersoek weens beweringe van regsverydeling. In die Wes-Kaap het die polisie die 37-jarige vermeende meesterbrein agter die moord op Sinovuyo Diokwe in Parklands in hegtenis geneem. Diokwe, 'n Demokratiese Alliansie-kandidaat vir Doenoen in Kaapstad, is op Vrydag 20 Junie doodgeskiet nadat sy na bewering afgepers is en geweier het om beskermingsgeld te betaal. Kolonel Andrei Trout, die provinsiale polisiewoordvoerder, het aangekondig dat daar beslag gelê is op 7 selfone en die voertuig wat in die misdaad gebruik is, terwyl Nicholas Gotzel, die Demokratiese Alliansie se kiesafdelingshoof, sy verligting uitgespreek het. Die verdagte verskyn vandag in die Kaapstadse Landdroshof op aanklagte van moord en afpersing. Op Stellenbosch is 'n egpaar ernstig beseer na 'n gewelddadige huisroof op die wynplaas Netlingshof in die Vlottenburg-omgewing. Kaptein Frederik van Wyk, die polisiewoordvoerder, het bevestig dat 3 aanvallers met klapmisse Vrydag aand die egpaar met koevoete aangerand het, die kluissleutels geëis het en met vuurwapens in 'n wit Toyota Corolla gevlug het. Die man word in die intensieweersorgeenheid behandel. Plaaslike inwoner Colin Ferriu sê dit is die 5de aanval in die laaste 3 maande in die omgewing en dat inwoners uiters bekommerd is oor hul veiligheid. In KwaZulu-Natal het die Inkatha Vryheidsparty se leierskap 'n verslag geëis nadat 'n video gewys het hoe 'n vuurwapen gebruik word om 'n bakleierery tydens 'n partyvergadering in Nkuze te beëindig. Die skermutseling het Sondag tussen 3 faksies uitgebreek oor die verkiesing van 'n wijkraadslid vir die plaaslike verkiesing wat vir 4 November beplan word. Die party se woordvoerder, Nkululeko Shengwa, het die geweld ten sterkste veroordeel en dit as antidemokraties bestempel. In die Oos-Kaap het 'n bootongeluk in Port Alfred die lewe van 'n man geëis nadat sy opblaasboot Sondagoggend in die Kowie riviermond omgeslaan het. Craig Lambenen, woordvoerder van die Nasionale Seereddingsinstituut, het gesê ons spanne is geaktiveer nadat golwe die boot by East Beach omgegooi het. Die man se volwasse kleinseun het die ongeluk oorleef. Intussen treur die land oor die afsterwe van die voormalige Suid-Afrikaanse uitsaai-korporasie nuusleser en natuurbewaarder Gillian van Houten, wat op die ouderdom van 72 oorlede is. Haar gewese man en lewensmaat, die wildfilmmaker John Vertey, het die nuus op sosiale media bevestig en haar geëer vir haar lojaliteit en skoonheid, nadat sy hom deur verskeie krisisse, insluitend 'n helikopterongeluk
en 'n tieraanval ondersteun het. Van Houten, wat in die jare 80 en 90 'n huishoudelike naam op televisie was, het later haar lewe aan bewaring gewy en die boek The Way of the Leopard geskryf. Sy laat haar 3 kinders, Savannah, Shah en Tao agter, nadat sy vroeër vanjaar gediagnoseer is met frontotemporale demensie wat haar spraak en geheue aangetast het. In Gauteng ondersoek die polisie 4 sake van moord nadat 4 mans wat vermoedelik Pakistanse burgers en plaaslike winkeleienaars is, Saterdag aand omstreeks 6 uur in 'n lokval in Kempton Park doodgeskiet is. Die provinsiale polisiewoordvoerder, kolonel Dimakatso Nevuhulwi, het bevestig dat die slagoffers in 'n Honda belade by 'n rooi verkeerslig op Suurfonteinweg in die Sebenza gebied stilgehou het, toe 2 onbekende mans in 'n wit sedan langs hulle stilgehou en losgebrand het. Die bestuurder van die Honda het probeer wegjaag, maar het beheer oor die voertuig verloor en teen 'n verkeerseiland gebots, waarna al 4 slagoffers op die toneel dood verklaar is. Die motief vir die aanval is tans nog onbekend en die polisie is steeds op soek na die verdagtes. In die buiteland is die vermeende terroris agter die bloedige aanval op die Berlynse Pridefees deur die Duitse polisie doodgeskiet. Die verdagte, Abdul Balat, 'n Duitse burger met Libanese wortels, is Sondag doodgeskiet nadat hy beamptes met 'n skerp voorwerp bestorm het. Balat word daarvan beskuldig dat hy Saterdag aand 'n wit paneelwa in 'n skare ingejaag het en mense met 'n machete aangeval het, wat 1 vrou se dood en 29 beserings veroorsaak het. Volgens die Duitse minister van Binnelandse Sake, Alexander Dobrindt, het Balat in 2045 na Libanon gereis om by die Islamitiese staat aan te sluit. In die suidweste van Frankryk het verwoestende veldbrande reeds meer as 250.000 mense uit hul huise verdryf, met 55.000 mense wat Sondagnag in die Gironde streek ontruim moes word. Die Franse minister van Binnelandse Sake, Laurent Nunez, het die brand as onvoorspelbaar en uiters gevaarlik beskryf, soos dit Bordeaux nader. Meer as 2500 brandbestryders veg teen die vlamme, wat reeds 42.000 hektaar verwoes het. Intussen het die brande ook na Spanje versprei, waar 76.000 mense ontruim is. In die Midde-Ooste het Iran se nuwe opperleier Mojtaba Khamenei op die sosiale platform X verklaar dat vrede tussen Teheran en die Verenigde State slegs moontlik is as Israel sy aanvalle op Libanon onmiddellik stop. Khamenei, wat die amp oorgeneem het nadat sy vader Ali Khamenei op 28 Februarie deur die Verenigde State en Israel vermoor is, het gesê dat die verdediging van Hezbollah Iran se strategiese mandaat is. Die konflik in Libanon het sedert Maart reeds die lewens van minstens 4.329 mense geëis. Terselfdertyd het Israel se sekuriteitskabinet die ontplooiing van die internasionale stabiliseringsmag in Gaza goedgekeur as deel van die Amerikaanse president Donald Trump se 20-punt vredesplan. Volgens die Times of Israel sal die mag 200 lede van lande soos Uganda en Marokko insluit. Nikolai Mladenov, die direkteur-generaal van die Gaza Raad vir Vrede, het die besluit verwelkom as 'n kritieke stap. Die goedkeuring kom te midde van voortdurende konflik waarin 1200 Palestynë dood is sedert die skietstilstand ooreenkoms van Oktober. In Sentraal-Amerika het die voormalige president van Honduras, Juan Orlando Hernández, na sy vaderland teruggekeer nadat hy 'n presidensiële kwytskelding van die Amerikaanse president Donald Trump ontvang het. Hernández het voorheen 'n gevangenisstraf van 45 jaar in die Verenigde State uitgedien weens dwelmhandel. Hy moet nou op 3 Augustus in Honduras verskyn op aanklagte van bedrog en geldwasery. Maar plaaslike menseregte aktiviste soos Joaquin Mejia vrees dat die verhoor 'n klug sal wees, aangesien sy binnelandse arrestasiebevel opgeskort is. In die Karibiese seestreek het die Kubaanse president Miguel Díaz-Canel
die Verenigde State beskuldig van 'n koudbloedige volksmoord teen sy mense deur middel van ekonomiese versmoring en 'n olietoevoer-embargo. Die embargo wat op 29 Januarie deur Donald Trump ingestel is, het daaglikse kragonderbrekings van meer as 20 uur veroorsaak. Die historiese herdenking van die Kubaanse revolusie is gekenmerk deur die ongewone afwesigheid van die 95-jarige voormalige president Raúl Castro. Ten slotte het die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu in 'n onderhoud op Fox News verklaar dat hy steeds die Verenigde Nasies in New York sal toespreek ten spyte van 'n internasionale arrestasiebevel teen hom en uitlatings deur die burgemeester van New York, Zoran Mamdani, dat hy nie welkom is nie. Netanyahu het valslik beweer dat die burgemeester se vrou die Hamas-aanvalle van 7 Oktober 2023 gevier het. Die internasionale strafhof het in November 2024 arrestasiebevele teen Netanyahu uitgereik weens oorlogsmisdade in Gaza. Ten slotte is daar 'n bizarre berig uit China waar 'n man genaamd Xi sy eie dood en begrafnis vervals het om tronkstraf te ontduik nadat hy verlede Januarie vir sy 3de dronkbestuuroortreding gearresteer is. Xi en sy familie het 'n kus gekoop, medisynebottels rondgestrooi en verkoelingstoerusting gebruik om sy liggaam koud te hou sodat dit na 'n oordosis lyk, waarna hy na die Yunnan provinsie gevlug het terwyl die kus begrawe is. Die polisie het egter agterdogtig geraak weens die gebrek aan 'n doodsertifikaat of verrassingsrekords en het hom in April vanjaar opgespoor. Xi is uiteindelik tot 5 maande tronkstraf en 'n boete van 20.000 yuan, wat gelykstaande is aan sowat 3.000 Amerikaanse dollar gevonnis, terwyl sy ma en ouma nou ook vir hul aandeel in die komplot ondersoek word. Dit was vandag se nuus, net hier op Nuuspot, die tuiste van Afrikaanse stories agter die nuus.